Ek Galerie, dit is so lekker om weer 'n oomblik saam met jou te kan hê en ek is so opgewonde oor hierdie reeks wat ons in is met die naam Ek glo in jou. Dit is seker van die kragtigste woorde wat jy vir iemand kan sê of wat iemand vir jou kan sê. Ek onthou as ek groot geword het, hoe my pa langs die sportveld kom staan het en dan kom jy altyd gesien nie, maar dan hoor ek so klein fluitjie. Ek hoor net hoe hy fluit. En dan wanneer ek omkyk, al wat ek gekry het was net dit. En daai thumbs up was iets in my binneste, was iets in my menswees, dit was iets wat dit daar iets kom doen het in wie ek is, wat my laat glo het, in my vermoë, wat my laat glo dat ons kan hierdie doen en ons as span kan dit wen. En dis waar ons van hierdie gedagte vanaf stap, is dat Jesus Christus het dieselfde oomblik gehad. Daar was 'n oomblik wat hy homself laat doop het. En waar die Bybel vir ons sê, die hemel oopgegaan het, en 'n stem uit die hemel uit het gesê, hierdie is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. En hoeveel meer goed wil jy hoor as iemand wat vir jou sê, ek glo in jou. Ek het dit in my eie lewe beleef, ek het dit al gesien wanneer ek dit vir mense sê, wanneer ek in hulle oë kyk en vir hulle sê, ek glo in jou. Hoe iets verander, hoe iets skuif. En ek dink dis iets wat ons almal soek. En in vandag se lewe het ons baie woorde en baie mooi goed gekoppel aan dit. Veral in die besigheidswêreld het ons goed soos mentorskap en ons het coaching, of dit nou business coaching of life coaching of performance coaching, ons het guidance, ons het succession planning, ons het al hierdie mooi woorde, maar die Bybel praat eintlik daarvan in 'n ander konteks en in 'n ander manier. Hy het 'n woord wat hy daarvoor gebruik wat ons al vir jare en jare en jare gebruik. En dis die woord disipelskap. Bybelse mentorskap is disipelskap. En dis waartoe Jesus ons roep. Wanneer hy in Matteus 28 praat, dan sê hy, gaan en maak disipels. Eintlik wat hy vir jou sê is, gaan mentor iemand, gaan coach iemand, gaan leer iemand, gaan wys vir iemand hoe om hierdie lewe te leef. En wanneer ons kyk na die Bybel, dan sien ons disipelskap, of dan, as jy dit so wil noem, Bybelse mentorskap, is primêr 3 goed. Eerstens, dit is intentioneel. Disipelskap gebeur nie net per ongeluk nie. Tweedens, disipelskap is verhoudingsgedrewe. Dit kom vanuit 'n verhouding uit. Dis nie net 'n besigheidstransaksie nie. En derdens wat dit regtig disipelskap maak en kom ons noem dit dan Christelike mentorskap of geestelike mentorskap is dis transformerend. Iets skuif in iemand se lewe. En ons sien dit in die lewe van Jesus Christus. Nie net het Jesus gekom en 'n bevestiging uit die hemel uitgekry, waar sy pa vir hom sê, ek glo in jou, ek is lief vir jou. Maar so ook doen hy dit met 12 ander mans. En die uitnodiging wat hy na hulle toe gee is, volg my. Hy sê nie vir hulle kom woon 'n kursus by nie, hy sê nie vir hulle kom werk deur 27 stappe en dan sal jy nou iets kan doen nie, hy sê nee, volg my net, leef net saam met my. En vandag wanneer ons praat in hierdie reeks oor mentorskap of disipelskap, dan gaan ons baie prakties raak, en ek hoop jy's reg daarvoor, want ons is almal geroep om 1, mense te mentor of disipels te maak, en 2, om 'n disipel van iemand te wees. Jy kan nie die 2 van mekaar skei nie. En ek dink op 'n praktiese vlak, wanneer ons dink aan disipelskap, is baie van ons eintlik geestelike weeskinders. Daar's baie van ons wat nie iemand het wat ons help, nie iemand het wat ons toelaat in ons lewe om geestelik in ons lewe in te praat nie. En dis 'n probleem. Want wanneer ons nie iemand het wat in ons lewe inpraat nie, op 'n baie praktiese vlak, gebeur wat met Israel gebeur het. En Moses het Israel uit Egipte uitgelei. En ek gaan baie lang storie baie kort maak vir jou. En daar's een ding wat hy briljant gedoen het. Moses het dit reg gekry om Joshua groot te maak, te disipuleer, te mentor, te coach, noem dit wat jy wil, en dat die oorgang van Moses, toe hy nie in die beloofde land ingaan nie, ewe skielik vat Joshua oor 'n nuwe leier, en daai oorgang is net eenvoudig vlot. Daar's nie 'n ongelukkie nie, daar's nie dinge wat skeefloop nie, en dis die enige groot ding wat Moses reg gekry het. En dan sien jy hoe Joshua, 'n briljante leier,
Israel vat na die beloofde land toe en hulle neem die beloofde land in besit. En dan na Josua, as daar een fout is van sy leierskap, is dit. In die boek van Rigters hoofstuk 2 vers 10, nadat Josua oorlede is, sê die Bybel die volgende: daardie geslag het uitgesterf. Met ander woorde, die geslag wat saam met Josua gekom het. En na hulle het daar 'n geslag mense gekom wat nie die Here geken het nie. Hulle het ook niks geweet van die groot dinge wat hy gedoen het nie. As daar 'n fout was in Josua se leierskap, was dit dat hy nie mense saam met hom gevat het en hulle geleer het nie. En reg deur die Bybel kry jy hierdie gedagte, dat God van ons sê, hey, ons het nodig om vir mense te sê, ek glo in jou. Ons het nodig om mense saam te vat op reis, en eintlik soos wat Jesus gesê het, volg my, kom stap saam met my. Paulus sê dit vir Timoteus, in die boek van 2 Timoteus hoofstuk 2 vers 2, dan gee hy opdrag aan hierdie jong man, hy sê, vertrou die waarhede wat jy voor baie getuies van my gehoor het toe, aan betroubare mense wat bekwaam is, om dit aan ander deur te gee. Nou hier is die waarheid, elke een van ons het iemand nodig by wie ons leer, en ons het nodig om iemand te leer. En op so 'n manier vorm ons 'n geestelike familie. En elkeen van ons het die vermoë om 'n geestelike pa te hê, of 'n pa te wees. En nou praat ek spesifiek met die mans. 1 Korintiërs 4, vers 15 tot 17, skryf Paulus die volgende, hy sê, want selfs al sou julle 10.000 ander leermeesters hê om julle omtrent Christus te onderrig, het julle net een geestelike Vader. Ek het tog julle Vader in Jesus Christus geword toe ek die goeie nuus aan julle verkondig het. Daarom vra ek julle dringend, volg my voorbeeld. Ek het Timoteus juis om hierdie rede na julle toe gestuur, om julle hierin by te staan. Hoor wat sê hy? Hy is my geliefde en betroubare kind in die Here, of seun in die Here. Hy sal julle herinner aan my Christelike optrede en onderrig, soos ek dit oral in elke gemeente doen. Paulus sê, daar's 'n verskil tussen leermeesters en vaders. Hy sê, jy het dalk 10.000 leermeesters, mense wat jou help op die pad van jou geloof, mense wat jou in 'n rigting vat, maar jy het net een pa. Daar's net een geestelike vader, of dalk het jy net een of twee geestelike paas in jou lewe, mense wat in jou lewe inspreek en 'n formerende, 'n transformerende effek in jou lewe het. En dan gaan Paulus aan en sê, so ek stuur my seun, my geestelike seun na jou toe. En sien, hy gebruik hier die taal van familie. En wanneer ons as kinders van die Here bymekaar kom, dan is ons 'n familie, ons is 'n gesin. Maar moenie worry as jy 'n dame is nie, want jy kan 'n geestelike ma wees. Paulus skryf vir 'n ander jong man, Titus. In Titus hoofstuk 2 vers 3 tot 5, dan sê hy die volgende: net so moet jy ook die bejaarde vroue onderrig om so te leef, soos dit iemand betaam wat aan die Here toegewy is. Hulle moet nie rondloop en skinder nie, ook nie aan wyn verslaaf wees nie. En hoor wat sê hy dan vir hulle? Hulle moet liewer goeie dinge vir ander leer. Hierdie bejaarde vroue moet die jong vroue leer om hulle mans en kinders lief te hê en om 'n selfbeheersing en reinheid te leef. Om goeie tuisteskeppers te wees wat onderdanig is aan hulle eie mans, dan sal die boodskap van God nie belaster word nie. Kom ons wees prakties. Paulus praat met mans en hy praat met vrouens en hy sê, julle het die vermoë om geestelike paas of maas te wees en so 'n geestelike familie te skep. En as ons nou hieroor praat, dan dalk het jy nodig om jouself die vraag te vra, het jy iemand by wie jy leer? Is jy, in hierdie geval, 'n Timoteus? Is jy iemand wat 'n Paulus het, by wie jy kan leer? En raak prakties, raak spesifiek daaroor. Dalk is jy op die plek wat jy beplan om te trou. Dalk het jy nodig om by iemand te gaan sit, na wie se huwelik jy kyk en jy dink dis 'n goeie huwelik. Dit is nogal 'n huwelik wat jy sal streef om na te werk en dit jou huwelik so lyk. Gaan sit by hulle. Dalk vir jou eie besigheid begin. Gaan sit by iemand wat jy kan leer oor besigheid. Maar wanneer dit by geestelike goed kom, het jy iemand by wie jy sit wat jy 'n geestelike pa of 'n ma kan noem?
En ek het vinnig 3 praktiese goed vir jou, as jy 'n Timoteus is. As jy sê, ek is iemand, ek wil nie meer 'n geestelike weeskind wees nie. Ek het nodig om te leer, wanneer jy gaan en soek vir jou Paulus, of soek vir die persoon by wie jy leer, 3 vinnige goed wat jy nodig het om te weet. Die eerste ding, wanneer jy na hulle toe gaan, vra, luister en neem notas. Ek dink dit is een van die grootste foute wat ons baie keer het, is ons wil by mense leer, maar ons gaan sit by hulle en eintlik wat ons doen is ons praat die hele tyd oor onsself, en dan vergeet jy, as jy die hele tyd oor jouself praat, het jy niks geleer van die ander persoon nie. So vra is van die beste goed wat jy kan doen. Luister en neem notas. Gaan voorbereid. Moenie net opdaag en sê, wel wat het jy om vir my te sê nie? Wanneer ons geestelik wil groei, het ons nodig om die regte vrae te vra. En ek het 'n paar vrae vir jou wat jy dalk kan vra. Hier's 'n paar goeie vrae. As jy by iemand kom by wie jy wil leer, vra dalk hierdie. Wat is dit wat jy gewens het jy op my ouderdom geweet het? Dis 'n goeie vraag. Tweede vraag, dalk, wat is jou grootste teleurstelling in jou lewe? Of derdens, wat is die beste raad wat jy al ooit gekry het? Of vra Philip, wat sien jy in my wat ek dalk nie in myself sien nie? Daar's 'n paar goeie vrae. Maar as jy by iemand wil leer, maak seker jy kom voorbereid. Jy vra, jy luister en jy neem notas. Die tweede ding, as jy wil leer, doen wat hulle vir jou sê. In Filippense 4 vers 9 skryf Paulus dit. Hy sê, en leef volgens alles wat julle van my geleer, oorgeneem, gehoor en gesien het, dan sal die God wat vrede gee by julle wees. Doen wat jou leermeesters vir jou sê. Doen wat jou geestelike pa of geestelike ma vir jou sê, al maak dit baie keer nie sin nie. Ek onthou van 'n paar keer wat ek by van my mentors gesit het, wat hulle vir my goed gesê het om te doen, dan dink ek, maar dit maak nie sin nie, ek verstaan dit nie. Maar wanneer ek dit doen, na die tyd besef ek, hulle weet wat hulle doen, hulle het al die foute gemaak, en wanneer ek doen wat hulle sê, is daar soveel keer vrug en genade en lewe op my lewe. Wanneer jy leer by iemand, prakties, doen wat hulle vir jou sê. En dan laastens, baie prakties, wys eer. Man, ons leef in 'n kultuur waar eer so min is. Elkeen is op hulle eie perdjie, elkeen is op hulle eie missie, elkeen met hulle eie goed doen en niemand wys meer eer nie. En wanneer jy kom na jou geestelike pa of ma toe, wys eer hulle. Paulus skryf in Romeine 12 vers 10, hy sê, luister, eer mense as belangriker as jouself. En hier's hoe jy hulle eer. Wanneer jy 'n afspraak met hulle maak, kom betyds, kom voorbereid, dien hulle. Dis een manier hoe jy gaan leer. Ons almal het nodig om 'n Timoteus te wees. Ons almal het nodig om by iemand te sit en leer. Maar ons almal het ook die verantwoordelikheid om 'n Paulus te wees. Om iemand te hê wie ons leer. En ek weet, dalk luister jy vandag en jy dink, maar ek is nie gekwalifiseerd nie. Hoe kan ek mense leer? Want dan wil ek jou 'n vraag vra. Het jy al ooit seer gekry in hierdie lewe? Het jy al ooit 'n fout gemaak en dit reggemaak? Daar's van julle wat na my luister wat kanker oorwin het. Daar's van julle wat in julle huwelik 'n fout gemaak het en dalk 'n affair gehad het en julle kon deur dit werk en vandag is julle huwelik deur die genade van die Here op 'n baie beter plek as wat dit ooit was. As jy seer gekry het en oor dit gekom het en kon vergewe, as jy 'n fout gemaak het en verby dit gekom het, dan het jy die reg om te help. Dis uit ons foute uit, dis uit ons seer uit dat ons oorkom het, wat God ons bemagtig om saam met mense hierdie pad te stap. En wanneer jy begin besef dat die Here jou wil gebruik, gaan soek 'n Timoteus, gaan soek iemand, en ek weet as ek nou sê Timoteus, ek praat nie van 'n man nie, as jy 'n vrou is, gaan soek 'n jong dame, as jy 'n man is, gaan soek 'n jong man, maar daar's een groot ding, wanneer jy 'n Paulus is, wanneer jy 'n geestelike pa is, wat jy nodig het om te weet, dis nie 'n kursus wat jy doen nie, jy doen wat Jesus vir sy disippels gesê het, jy nooi mense om jou te volg, en die een groot ding wat jy moet weet, wanneer jy mense nooi om jou te volg, is dit, jy deel jou lewe. Dis nie 'n kursus nie, dis die deel van 'n lewe. Paulus skryf hierdie, 1 Tessalonisense 2 vers 8,
Hy sê, so het ons oor julle gevoel. Ons was heeltemal bereid om nie net God se goeie nuus met julle te deel nie, maar ook ons eie lewe, want ons het julle lief gekry. Wanneer jy 'n geestelike pa of 'n ma is, dan is daar 'n verhouding wat ontstaan. Ek weet van die mense wat my mentor, by wie ek gaan sit. In die begin was dit net 'n afspraak of 'n koffie gewees en ons het vinnig gepraat vir 'n halfuur en daar het 'n verhouding uit ontstaan want ek sien hoe hulle leef, ek sien hoe hulle geld bestuur, ek sien hoe hulle kinders dissiplineer, ek sien hoe hulle huwelik werk, ek sien hoe hulle met ander mense werk en uit dit uitgroei ek. Jy het die vermoë, nie omdat jy 'n verskriklike teologiese kennis het nie, maar oor jy in die lewe leef saam met die Here om iemand te leer. Jy het die verantwoordelikheid. En ek wil dit vir jou sê, as jy die genade en dit wat die Here in jou lewe gedoen het vir jouself hou, is dit dalk een van die selfsugtigste goed wat jy kan doen. Ons het 'n verantwoordelikheid aan 'n volgende generasie, sodat ons nie soos Israel opeindig en sê, daar het 'n generasie opgestaan wat niks van die Here se goed geweet het nie. En hier is 2 vinnige maniere hoe jy jou lewe deel. 1, wees 'n voorbeeld in die manier hoe jy leef. Paulus skryf vir Titus, hy sê, jy moet 'n goeie voorbeeld stel, suiwerheid in die leer handhaaf. Jy moet 'n goeie voorbeeld stel. Wanneer jy 'n Paulus wil wees vir iemand, wanneer jy iemand wil leer, maak seker jou lewe is 'n goeie voorbeeld van hoe jy behoort te leef. Dis een van my grootste begeertes in hierdie lewe, is dat ek 'n goeie voorbeeld sal wees. 'n Goeie voorbeeld vir my kinders, 'n goeie voorbeeld vir die mense vir wie ek leer, saam met wie ek stap, dat daar iets sal wees, dat as hulle na my lewe kyk, dat hulle sal sê, ek wil ook so leef, ek wil dit ook so doen, en ek weet ek doen dit nie reg altyd nie, ek het baie foute, as jy 'n halfuur met my spandeer, gaan jy weet ek het baie foute, maar daar's iets in my wat sê, dit wat God in my gedeponeer het, kan ek dit vir mense gee, en so die eerste manier, hoe om jou lewe te deel, is maak seker jou lewe is 'n goeie voorbeeld, en die tweede manier is eenvoudig, vertel stories. Dis eintlik in 'n sekere sin wat ek baie sondaar doen. Ek vertel stories van dit wat God in my lewe gedoen het. Ek vertel stories van dit wat God in mense se lewens gedoen het. Want sonder die stories vergeet ons wat God doen. En dit is so eenvoudig wanneer jy jou lewe deel met mense en in iemand se oë kyk en vir hulle kan sê ek glo in jou. Is dit een van die kragtigste goed wat jy kan doen. En dalk roep die Here jou na een van 2 plekke toe vandag. Dalk het jy iemand by wie jy leer en hy sê vandag vir jou, ek wil hê jy moet ander mense leer. Of, jy sê wel, ek leer 'n klomp ander mense, maar ek het niemand by wie ek leer nie. Dalk het daar 'n bietjie hoogmoed in jou hart ingekruip en die Here sê vandag vir jou, gaan soek iemand, gaan soek 'n geestelike pa. Raak deel van 'n geestelike familie. Het jy 'n geestelike pa of 'n geestelike ma en het jy geestelike kinders? En wanneer ons dit begin doen, dink ek begin ons hierdie liggaam van Christus opbou en kan ons groei tot volwassenheid. En dis my aanmoediging vir jou vandag. Op 'n baie praktiese manier vandag gesels ons oor dit wat die Bybel lankal sê. Maak disippels, soos wat Jesus gedoen het. Hy roep 'n klomp disippels en sê, volg my net, leef saam met my. En ek bid dat jy vandag 'n keuse sal maak om iemand te gaan soek by wie jy leer, van wie jy 'n disipel kan wees, en wanneer jy dit doen, onthou, vra, luister, kom voorbereid, wys eer, doen wat hulle vir jou sê. En dalk het jy nodig om iemand te gaan soek vir wie jy kan leer. Deel jou lewe. Maak seker jou lewe is 'n voorbeeld, en maak seker jy vertel die stories van wat God doen in jou lewe. My gebed is dat op so 'n manier ons almal tot volwassenheid sal groei. Amen. Kan ons saam bid. Here, dankie dat ons vandag op 'n praktiese plek net kan wees en praat oor hoe lyk dit as ons geestelike vaders of ma's is? Hoe lyk dit as ons geestelike kinders is? En eintlik al wat ons oor praat vandag is dit waartoe U ons geroep het, dat ons disippels sal maak en disippels sal word van Jesus Christus. Here, my gebed is soos dat ons die lewe deel met mekaar, soos wat ons saam stap, mag ons volwasse word. Dankie dat U ons toerus, dat U ons help. Here, mag ons U heerlikheid op hierdie aarde verteenwoordig
en die manier hoe ons met mekaar is. Dankie vir mans en vrouens wat nou besluit om 'n Timoteus te gaan soek, om iemand te leer. Dankie vir mans en vrouens wat nou besluit om 'n Paulus te gaan soek, om by iemand se voete te gaan sit. En Vader, ek bid dat daar lewe in daardie verhouding sal vloei. En ek bid dit in Jesus naam. Amen.